Dit is vandag Vrydag 18 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie op Goeie Vrydag. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Johannes 19 vers 17 tot 19 en 25 tot 29. Indien jy die 7 lydenskerse by jou het, wil ek jou vandag vir die laaste keer uitnooi om al 7 kerse aan te steek en dan al 7 toe te blaas. En so bewus te raak van die gewig van hierdie dag. Mag jy vandag ervaar hoe God jou aan die hand vat. Dat jy nie alleen hierdie pad stap nie en ook nie hoef te bou nie. Want jy kan volg waar Christus reeds gestap het. Daarom nooi ek jou nou om 'n paar keer diep asem te haal, tot rus te kom en bewus te raak van die nabyheid van God op hierdie dag vandag. Bid saam met my hierdie woorde gebaseer op Lied 387. Jesus, ek word stil gemaak deur die lyding. U dra my pyn en selfs my dank vind geen woorde nie. Verlate van die vriende, verlate worstelaar, verlate van die Vader, verlate middelaar. Net pyn en dors en duister is by u in u nood. U dank ek, Here, van harte, dat u verlosser, vriend, vir my die bitter smarte gelei het, onverdiend. Waar ek hier op aarde ook mag rondswerf, die troos sal ek behou, dat as ek eenmaal sterf, ek by u sal wees. Terwyl jy luister na Johannes 19, wil ek jou nooi om te proe en te voel en te sien en te hoor wat in hierdie verhaal gebeur. Om nie te dink reeds wat volgende gaan gebeur nie, maar jouself in elke oomblik in te leef en opnuut te ervaar hoe hierdie verhaal vandag met jou praat. Johannes 19 vers 17. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, vir Johannes, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.
Dink weer vir 'n oomblik na wat met jou gepraat het in hierdie verhaal, die beelde, die gedagtes, die emosies. Wat beteken dit vandag vir jou om vir jouself binne in hierdie verhaal te plaas? Wanneer ek weer hierdie woorde lees van Jesus wat sy eie kruis gedra het, sien ek die beeld van Jesus wat ook geswyg het onder die gewig van die kruis. Dat Jesus nie alleen die kruis op die ouend gedra het nie, maar Simon van Sirene hom gehelp het hierin. En wat ek hierin hoor is dat Jesus hom volledig hiermee vereenselwig met ons gebrokenheid. Ek sien ook weer die val van Adam en Eva. Dit is ek en dit is jy. En Jesus wat namens ons op 'n pad kom stap wat ons nooit eintyd sou kon stap nie. Hy vat hierdie las op hom en hy val weer en weer om ons ook hierin te ontmoet. Sodat hy ook ons val en ons opstaan verstaan. Die genade van hierdie verhaal, van hierdie oomblik, is 'n oproep om God te vertrou met my hele lewe. Dat niemand anders my uit die stof kan lig nie. En juist dan, wanneer ek myself hier in die stof sien, sien ek hom wat langs my lê, ook stikkend in die stof. Ek glo in 'n God van bloed, sweet en stof. My kruis is syne. Hy val en staan weer en weer saam met ons op. Hy tel my op, totdat my wanhoop uiteindelik syne word, en sy hoop myne. Wat beteken dit vir jou om weer bewus te raak daarvan, dat God jou in die stof van jou storie ontmoet? Hier reg voor die einde sien Jesus nou ook sy ma. Die oomblik waar die hele wêreld tot stilstand gekom het. Ek dink hulle het 'n kort gedeelde kyk gedeel. Hulle lewe speel voor hulle af. Elke herinnering, elke vreugde, elke verlies. Hulle weet dat hulle weet dat hulle weet. Vir Maria is dit nog 'n oomblik waar sy kan vashou aan die woorde van die engel, wat vir haar gesê is, nog voor Jesus se geboorte. Geseënd is jy onder die vroue. Moenie bang wees nie. Die disippels het gevlug, sy het nie gevlug nie. Sy is tot in die einde hier by Jesus.
kan nie help om te dink hoeveel gesinne al hierdie oomblikke met mekaar ook gedeel het nie. 'n Gedeelde kyk in die diepste gebrokenheid en vrae van die lewe. Hoeveel keer het ons nie al die mense naby ons in die oë gekyk en gehoop ons kan die pyn ligter maak, of nie die oomblik vir 'n ewigheid vashou voor die einde aanbreek nie. Maar die genade van ook hierdie oomblikke word gevind dag vir dag in die skat van verhoudings, van dit wat voor ons afspeel in die oomblik, diegene wat ons liefhet en vir wie ons kan lief wees, deur vir hulle op duisende verskillende maniere te wys hoeveel hulle vir ons beteken. Selfs wanneer onverklaarbare lyding en dood aan die deur klop, weet ons die einde is nie die einde nie. En vas te hou aan die enigste woorde wat ons vul met hoop. Dit is volbring. Wat het vandag beweeg in jou hart tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Jesus, ek word stilgemaak deur die lyding. Mag ek op hierdie dag van dae bewus word van dit wat afstand bring tussen my en U, tussen my en ander mense. Mag ek weer gestroop word van dit wat waardeloos is, sodat nuwe lewe uit die as kan opstaan. Mag ek herinner word dat ek nie minder is as wat ek is nie, maar meer, dat ek U woonplek is. Maar mag ek afsak saam met U in die dood, sodat ek ook sal weet waarin ek moet sterf, om ook saam met U te kan opstaan uit die dood. Mag ek in die woestyn nou hier bewus word van Eden en die koninkryk sigbaar raak. Mag dit verskyn in die stof, in die grond en die goed, waarvan U mooi en misterieuse wêreld gemaak is. Here, mag ek voel hoe die bloed vloei deur my gebeentes, die bloed wat U vir my laat vloei het, sodat daar vir my lewe kan wees. Vernuwe my gees, maak my standvastig, vat my hand en lei my van vandag na Sondag. Dit is volbring. Amen.